Hallo almal en welkom. Vandag duik ons in een van die mees kragtige patrone in wiskunde, die meetkundige ry. Ons gaan ontdek hoe iets so eenvoudig soos herhaalde vermenigvuldiging, wel hoe dit alles van jou spaargeld tot die bons van 'n bal kan beïnvloed. So kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, kom ons begin by die heel basiese. Aan die een kant het ons 'n rekenkundige ry, dis soos om trappe te klim. Dis bestendig, dis voorspelbaar, ons tel net elke keer dieselfde getal by. Maar 'n meetkundige ry, dis soos 'n vuurpyl. Dit begin dalk klein en dan, skielik, ontplof dit eksponensieel. Dit, my vriende, is die ongelooflike krag van vermenigvuldiging. Reg, so elke liewe meetkundige ry het 'n geheime kode. Dink daaraan as sy DNA's. Hierdie kode bepaal presies hoe vinnig daai ry gaan groei, of selfs krimp. En as ons die kode kan kraak, ontsluit ons alles. Hierdie geheime vermenigvuldiger het natuurlik 'n amptelike naam, die gemeene verhouding. Ons gebruik sommer net die letter R. Dis daai een konstante getal waarmee ons elke term vermenigvuldig om by die volgende een uit te kom. As R groter as 1 is, skiet die ry die hoogte in. As R 'n breuk is, sê nou maar tussen 0 en 1, dan krimp dit weg. Daai een klein getalletjie bepaal letterlik die ry se hele toekoms. So, hoe kry ons hande op hierdie R? Hoe kraak ons die kode? Wel, dis verbasend maklik. Al wat jy doen, is jy gryp enige term in die ry, solank dit nie die heel eerste een is nie, en jy deel dit deur die term wat net voor hom kom. Dis dit. Doen dit sommer vir 'n paar van die terme net om seker te maak daai verhouding bly dieselfde. Kom ons toets dit gou. Kyk na daai boonste ry, 15 gedeel deur 5, dis 3, en 45 gedeel deur 15, ook 3. Perfek. Die verhouding is konstant, so ja, dis definitief 'n meetkundige ry. Maar kyk nou na die onderste een. 10 gedeel deur 5 is 2, maar 15 gedeel deur 10 is 1.5. Sien, die verhouding het verander. Dis nie meetkundig nie. Daai konstante verhouding is die absolute goue reël. OK, so ons kan nou 'n meetgenetige ry identifiseer. Maar wat as ek jou vra wat die 50ste term is? Gaan ons nou 50 keer sit en vermenigvuldig? Nee, natuurlik nie. Ons het 'n kort pad nodig, 'n kragtige formule waarmee ons vorentoe in die ry kan spring sonder om elke liewe tree te gee. Kom ons kyk gou vinnig waar hierdie formule vandaan kom. Ons eerste term, T1, is ons beginpunt. Kom ons noem dit A. Om by die tweede term uit te kom, vermenigvuldig ons 1 keer met R. Om by die derde een uit te kom, vermenigvuldig ons 2 keer met R. Vir die vierde, 3 keer. Sien julle die patroon raak? Kyk mooi na die eksponent van R. Vir die vierde term is die eksponent 3. Vir die derde term is dit 2. Dis altyd presies 1 minder as die term se posisie in die ry. En dit is die deurbraak wat ons nodig het. En dit lei ons direk na hierdie pragtige finale formule. Tn is gelyk aan A maal R tot die mag n minus 1. Dis ons kortpad. Al wat ons nodig het is ons beginpunt A en ons geheime vermenigvuldiger R en ons kan die 100ste term net so maklik soos die 5de een vind. Genoeg met die teorie. Kom ons sit hierdie nuwe stuk gereedskap van ons op die proef. Dis tyd vir 'n paar voorbeelde. Reg, hier is ons eerste uitdaging. Dis redderlik eenvoudig. Hulle gee vir ons die eerste term, A is 3, en hulle gee vir ons die gemeene verhouding, R is 2. Al wat ons moet doen is om die 8ste term in hierdie ry te kry. So, ons gryp ons formule. Nou vervang ons net die getalle. Vir A sit ons 8 in, vir A sit ons 3 in, en vir R sit ons 2 in. Dit gee vir ons 3 maal 2 tot die mag 8 minus 1, wat natuurlik 7 is. 2 tot die mag 7 as jy jou sakrekenaar gryp, is 128. En laastens, 3 maal daai 128 is 384. En dis dit. Die 8ste term is 384. So eenvoudig soos dit. OK, kom ons draai hierdie een 'n bietjie op sy kop. Wat gebeur as ons 'n term eerwers in die middel van die ry ken? Sê nou maar die 4de term is 54 en ons weet die verhouding R is 3. Kan ons terug in tyd werk om die heel eerste term, die beginpunt A, te vind? Ons gebruik presies dieselfde formule, niks niets nie. Ons vul net in wat ons reeds weet. Die waarde van die term, Tn, is 54. Die posisie, A, is 4 en R is 3. Dit gee vir ons 'n baie eenvoudige vergelyking. 54 is gelyk aan A maal 3 tot die mag 4 min 1, wat 3 tot die mag 3 is, en dit is 27. So 54 is gelyk aan A maal 27. Een vinnige deling wys vir ons die beginpunt A moes 2 gewees het.
sien julle hoe veelsidig die formule is? Goed, laaste uitdaging. Kyk na hierdie ry. 2, 6, 18. Dadelik kan ons sien, die beginpunt A is 2 en om van 2 na 6 te kom, vermenigvuldig ons met 3. So R is 3. Die vraag is, iewers in die toekoms gaan ons by die getal 162 uitkom. By watter termnommer gebeur dit? Ons soek vir N. Hierdie een is 'n lekker stukkie algebra. Weereens, ons begin met die formule en stel dit gelyk aan 162. Om daai mag alleen te kry, deel ons eers al twee kante deur 2. Dit los ons met 81 is gelyk aan 3 tot die mag n minus 1. Hier is die sleutel. Jy moet raak sien dat 81 self 'n mag van 3 is. 3 tot die mag 4 is 81. En omdat die basisse nou dieselfde is, moet die eksponente ook gelyk wees. So 4 moet gelyk wees aan n minus 1. En dit beteken n is natuurlik 5. Die 5de term in die ry is 162. So, hoekom is enige van hierdie goed belangrik? Want hierdie patrone is nie net iets wat jy in 'n wiskundeklas kry nie. Hulle is oral om ons. Hulle beskryf letterlik hoe dinge in die regte wêreld werk. Kom ek wys julle 'n klassieke voorbeeld. Stel jou dit voor. Tandy staan met 'n bal 200 cm bokant die grond. Sy laat val. Dit, wat volgende gebeur, is pure meetkundige ryfisika. Elke keer wat die bal bons, verloor dit so 'n bietjie energie. In hierdie geval bereik dit net 70% van sy vorige hoogte. So na die eerste bons is dit op 140 cm. Na die tweede op 98. Herken julle die patroon? Ons vermenigvuldig elke keer met 0.7. Ons gemeene verhouding R is 0.7. Ons kan nou 'n spesifieke formule vir hierdie einste bal skep. Die hoogte na enige hoeveelheid bonse, wel, dis die beginhoogte 200, vermenigvuldig met ons R-waarde van 0.7 tot die mag n. Dis letterlik die wiskunde van 'n bonsende bal vasgevang in een netjiese formule. So, met hierdie formule in ons hande, kan ons nou voorspel, wat dink julle sal die presiese hoogte van hierdie bal wees na sy 5de bons? Ons vervang 'n as eenvoudig met 5 in ons formule. Die antwoord? Presies 33,6 cm. En dit is die ware krag van hierdie wiskunde. Dit gee ons die vermoë om die toekoms van 'n fisiese stelsel met ongelooflike akkuraatheid te voorspel. OK, so kom ons vat alles saam. Wat is die 3 dinge wat jy moet onthou? Eerstens, meetkundige rye word gedryf deur konstante vermenigvuldiging. Dis die sleutel. Tweedens, die formule Tn is Rn minus 1 is jou beste vriend, dis jou universele gereedskapstuk. En laastens, onthou dat hierdie patrone nie net abstrak is nie, hulle beskryf werklik hoe die wêreld om ons werk. En dit los ons met 'n laaste gedagte. Nou dat jy weet hoe om hierdie patroon te herken, waar anders sien jy dit? Dink aan saamgestelde rente op jou spaargeld, die verspreiding van 'n virale video, of selfs die manier waarop medisyne in jou liggaam afbreek. Die patroon is oral. Hou jou oë oop daarvoor. Dankie dat jy saam gekuier het.